Goeiemôre. Soos ek beloof het, begin ek vandag so 'n bietjie na ander dinge kyk wat tog verband hou met die reis van die Here Jesus, in die plekke wat hy besoek het en in die besonder dan na die kerke of dan die Joodse kerke waar hy gegaan het en waar hy ook bedien het. Nou kortliks die Joodse godsdiens uit die Nuwe Testament is baie duidelik dat die Here God die volk verkieslik in 'n plek ontmoet het. So was daar dan die tabernakel wat 'n verskuifbare tent was, wat deel was van die trek deur die woestyn wat van plek tot plek opgeslaan is en so voort. Daar is heelwat oor die tabernakel te sê. Maar daarna het die geboue gekom, die meer vaste strukture. En een van hierdie, wat eintlik reg oor die Joodse gebied versprei is en vandag eintlik in elke plek waar daar meer as 10 Joodse gesinne is daar 'n Joodse kerk met die naam sinagoge. En ons lees gereeld dat die Here Jesus in die sinagoge gekom het. Hy het daar gepreek, hy het daar genesings gedoen, hy het selfs bose geeste uitgedryf daar. Nou, die hoof van die sinagoge word die rabbi genoem. Gewoonlik was dit 'n rabbi, ook 'n opgeleide persoon. En hy het die reg gehad om ander mense, ander rabbies te nooi of toe te laat om in die sinagoge op te tree. En hy het, of laat ek dit so sê, in meeste van die sinagoges was die Here Jesus welkom. En die belangrikheid van hierdie sinagoge word onderstreep deur die feit dat as iemand nie gedoen het wat die skrifgeleerdes en die fariseërs van gehou het nie, soos byvoorbeeld iemand wat in die Here Jesus geglo het nadat hy hom genees het, lees ons dat hy is uitgeban. Beteken dat hy mag nie meer die sinagoge besoek nie. Ons lees ook dat wanneer die fariseërs in Jesus geglo het, hulle dit stilgehou het, want hulle was bang hulle gaan verbied word om in die sinagoge by mekaar te kom. So vir die mense vir die Jode was die sinagoge 'n geweldige belangrike plek, want dis waar hulle geleer is, dis waar hulle kinders opgelei is in die Joodse reëls, regulasies, die wette en al hierdie dinge. Maar ons weet ook dat dit tog nie regtig is waar die Here woon nie. Die neiging is seker nou by ons om, soos wat die Jode nou maar 'n plek het, ons wil ook graag so 'n plek hê, en dis reg en dit is aanvaarbaar. Maar ons weet ook dat die Here woon nie in 'n plek wat met hande gemaak is nie. Hy woon in jou, in mense soos jy, in mense wat hom dien. Sy gees, deur sy gees woon hy in jou. En daarom is dit nie noodwendig om na 'n gebou toe te gaan om met Jesus in kontak te kom nie. Enige mens behoort met Jesus in verbinding te wees, dwars deur die dag. Daarom is dit ook wat my betref, nie nodig om net in die oggend te bid nie, of in die aand te bid voor jy gaan slaap nie. Ons kan mos die hele dag in ons sinagoge wees, in die plek waar die Here woon. Wat 'n voorreg om so met hom te kan omgaan. Wees gerus wanneer jy met hom wil praat. Hy's daar om te luister. Mooi loop.